Arnold Vosloo is sekerlik een van ons land se grootste uitvoerprodukte. Plaaslik het hy groot naam gemaak met Boetie gaan border toe. En jy sal daarvan weet, want dit was natuurlik voor my tyd. Maar Hollywood se liggies het gewink en Arnold Vosloo het geantwoord. Na sy mammie deurbraak het hy 'n groot internasionale naam geword. Arnold het onlangs 'n draai gemaak hier in Suid-Afrika by sy ma en familie in Alberton. En Hannes het gaan saamkyk. 22 jaar na Boetie gaan border toe en Arnold Vosloo het werklik grense verskuif om roem en rykdom in Hollywood te vind. Hy het sedertdien internasionale bekendheid verwerf vir sy rolle in groot Hollywood treffers soos G.I. Joe, Blood Diamond, The Mummy, asook die plaaslike rolprent Forgiveness. Hy is vir 'n paar dae in Suid-Afrika en ons is genooi om saam met hom tyd te spandeer in sy tuisdorp Alberton. Hy is gebore in 1962 in Pretoria en hy is die tweede kind van akteurouers Dion en Joyce Vosloo. Arnold het glo geweet hy is vir die verhoog bestem toe hy op die ouderdom van 7 sy eerste rol in 'n skoolopvoering vertolk het. Wat was jou eerste professionele rol wat jy gespeel het vir die verhoog? Ek dink ek het 'n spies gedra of iets in 'n produksie van Savages. Die eerste film wat ek 'n groot rol in gehad het was Meisie van Suidwes. En ek was natuurlik die skurk daarin en nooit het iets nog verander nie. Toe gebeur daar ook natuurlik Boetie gaan border toe en dit is waar jou loopbaan taamlik 'n draai gemaak het as ek reg. Ja, die Boetie gaan border toe ding het ons geskiet en selfs op daai stadium is dit so 'n kontroversiële ding en toe natuurlik het die ding fantasties uitgedraai en dit het definitief my loopbaan verander in die sin dat ouens my vir die eerste keer nou gesien het as 'n soort van bankable. Die eerste groot deurbraak was 'n Jean-Claude Van Damme film met die naam van Hard Target. En die rede hoekom dit 'n deurbraak was die regisseur was 'n Chinese regisseur. Die ouens in Hollywood het baie van hom gedink, so almal het die film gaan sien en natuurlik my toe nou raak gesien. Oh, don't worry about Randall. He's all ears. En toe gebeur The Mummy. Dis regtig wat ons hoor en wat ons sien. Loop hulle met sambrele oor julle sodat julle net nie te warm kry nie. Die rede hoekom die ouens met sambrele oor ons gestaan het veral in die Mummy film, was 43 grade in Marokko gewees. So die ouens nou met 'n sambreel daar gestaan bo oor my sodat ek nie verbrand nie, anders kon hulle nie saam met my skiet nie. Hulle moes my skeer, jy weet, want ek het nou gewone borshare en beenhare en so aan en hulle wou gehad dat ek moes glad geskeer gewees het. Was 2 Skotse meisies en dan elke oggend moet hulle my nou skeer, dan staan ek nou daar en dan skeer die girls my, sit een hierso en een sit hier, dan skeer hulle my bene en my bors en dan sprei hulle my met so 'n masjienkie om nou donker te lyk. Want ek baie keer gedink, ek's nou Afrikaner en hier kom sprei hulle my nou donker in Marokko, hier's een of ander weird ding wat gebeur hierso. Sy droom bly steeds om rolprente in Suid-Afrika te maak en dan natuurlik om ook Afrikaanse rolle te vertolk. Sy grootste trots sê hy bly die Suid-Afrikaanse film Forgiveness. What did you expect? You murdering bastard. Om die waarheid vir jou te sê, ek is meer trots op iets soos Forgiveness as oor 'n film soos die Mummy. Ook omdat die ou nou Suid-Afrikaner is, wil hy ou graag hier kom werk en 'n deel wees van die rolprentbedryf hierso en stories maak oor die land hierso. Dit was iets naby aan my hart geweest. Hoopelik as meer van ons oorgaan en daar gaan werk en dan kan terugkom en 'n bydrae kan lewer hierso, sal dit wonderlik wees. Ek dink so. Boetie, Ek sê elke dag dankie vir die Here dat ek so 'n kind het soos hy. Want wat hy vir my in die lewe gedoen het hier en daar aan die ander kant kan geen mens vir iemand doen nie. Hy was maar 'n moeilike ouetjie want hy was maar stout partykeer. Maar hy was slim en flink en dit was lekker om hom te ken. Wanneer laas was jy by die skool gewees? Toe ek laas matriek geskryf het, is ek hier by die deur uit en ek's weg. En was jy so stout geweest soos van die onderwysers vir ons gesê? Ek was bloody stout geweest. Dit is 'n snaakse gevoel om terug te wees, hoor. Hier het alles begin. Hier het ek op die verhoog opgetree. Ek kan nie vir jou sê in wat of wanneer nie of waar nie, maar hier het ons gesing en gedans en allerlei goed gedoen. Ek het gevoel dis my wêreld en ek het gemaklik in daai wêreld gevoel. Ek was nou nie 'n ou vir die sport en daai tipe ding nie en ek was nie die slimste ou nie. So ek het nooit 'n A in my lewe gekry nie. Maar jy hoef nie 'n A te kry om 'n groot ster in Hollywood te wees nie. Nee, jy hoef nie 'n A te kry nie, maar jy moet vasbeslote wees, sou ek sê. Well, then there's no reason for any of you to stay alive, is there? Oh, wait. Hoe was daai begin daar? Het dit ook maar swaar gegaan of het altyd sommer seepglad verloop?
Maar die eerste paar jare was kwaai geweest. Ek en my Amerikaanse vrou op daai stadium na 'n jaar of 2 is toe uitmekaar uit en toe se ek regtig alleen daar aan die kant en ek het 'n Volkswagen Beetle gery en dan baie keer het ek nie geld gehad nie, dat ek op die strand gaan slaap in die agterste sitplek uitgehaal van die klein vollaatjie en ek nou maar daar geslaap en op die strand gestort. Dis spesifiek om te sê, maar dit is vir my ook goed om te hoor dat dit maar swaar gegaan het aan die begin. Om te wys jy is ook maar normaal soos ons. Maar as iemand soos byvoorbeeld ek nou Hollywood toe gaan, kyk ek is baie aantreklik, ek het baie talent. Ja. Wat doen 'n mens? Gaan jy vir audisies of loop jy rond, gaan waiter jy dit met jou raaks? Nee, die eerste ding wat jy moet doen is jy moet 'n agent kry. Dis moeilik. Dis verskriklik moeilik om 'n agent te kry want om 'n agent te kry moet jy werk. Jy weet so dis 'n catch-22 ding. Jy weet, jy hoef nie saam met iemand te slaap om 'n rol te kry. Nee, jy hoef nie, maar baie keer slaap jy maar in elk geval saam met hulle om die rol te kry. Ek het 'n vriendin wat nou vir 'n maand in Amerika bly en sy praat met 'n aksent. Sy's nou 'n volbloed Amerikaner. Hoe werk dit? Jy's letterlik jou Afrikaans is perfek. Alkeer wanneer ek Afrikaans praat, as ek my ma en suster bel eenmal 'n week, dan praat ek Afrikaans met hulle. En natuurlik die beste ding is om in Afrikaans te vloek en ek doen dit nogal baie daar in Los Angeles as jy rondry want ek ry met 'n motorfiets rond. En dit sê ouens voor jou indraai, is dit lekker om vir hulle te skree, weet jou bliksem of so ietsie. Niemand verstaan jou nie, so dan is dit 'n goeie ding. This is home. Enigiemand beweeg, skiet hulle. Ons is nou terug. Ek's nou al 22 jaar daar aan 'n kant, maar ek dink nog steeds aan Suid-Afrika as my huis. I come back here. I cut me a steak. Hulle is die sukses en die geld soveel groter en beter as in Suid-Afrika. Het Arnold Vosloo ons net weer eens een ding bewys en dit is jou hart is waar jou mense is. In sy geval definitief Suid-Afrika. Is dit waar dat alle akteurs in Hollywood skatryk is? Ja. Is jy skatryk? Ja. Het jy 'n persoonlike chef? Nee, Jou gunsteling kos waarna jy verlang as jy in Amerika is? biltong, Stoney gemmerbier, bar one. Sal jy jou klere laat waai vir 'n rol? Ek sou op 'n stadium, maar ek is nou 50 en dit gaan nie meer gebeur nie.